vir die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie praat oor gesonde gewoontes wat ons kan aanleer om ons te help in ons geestelike lewe. Nou, dit is iets wat ons baie aangeraak het hierdie afgelope paar weke, is om te praat oor ons verhouding met God die Vader, om naby te kom, maar daar's ook sekere gewoontes wat die Here van ons vra, wat die woord van God van ons vra om te kan doen, sodat en veronderstel is om te doen, en dit is nie 'n gewoonte om ons te forceer nie. Dit is 'n gewoonte wat ons veronderstel is om aan te leer deur om tyd te spandeer saam met Christus Jesus, want ons ultimate goal as kind van God is om soos Christus te wees in elke situasie en in elke stuk van ons lewe om te wees soos Christus Jesus. En dit is wat geestelike groei is, om al meer soos Jesus te wees. En hoe meer ons soos Jesus Christus is, hoe meer moet ons by hom spandeer, want hoe meer tyd ons met Jesus gaan spandeer, hoe meer gaan ons as hy begin praat, as hy begin klink, as hy begin optree, en hoe meer gaan mense Jesus in ons begin sien. En dit is belangrik vir ons om ook dan die gewoontes of om die lewe te leef as 'n kind van die lewende God. Ons praat baie oor dit, oor die gewoonte, of om ons geloof moet oorgaan in dade, ons moet daders wees van God se woord. Dan word ons, en is nie dade tot genesing of redding nie, want ons kan nie gered word deur ons dade nie. Ons kan die mooiste mense, ons kan die mooiste dinge doen, die mooiste gesindheid hê en geaardheid hê, maar as ons nie Jesus Christus het ons nie die ewige lewe nie. Dis wat die woord van God vir ons sê, maar die woord sê ook van ons moet nou daders wees van ons geloof, want geloof sonder dade is dood, en dit is geloof, of dade tot geregtigheid. So daar is sekere dinge wat ons moet doen, en wat die Here vir ons kom vra, en ons gaan vir die volgende paar weke, gaan ons kyk oor die gewoontes van ons as kind van die lewende God. En die eerste een waar ek wil kom praat, is die gewoonte van eenvoud. Die gewoonte om te minder. Ek weet, dit is glad nie sin nie, die wat Afrikaans geletterd is, ek so jammer, maar dit is die gewoonte van minder. Ek moet minder, sodat Christus kan meer. Die gewoonte van eenvoud. Nou ons as mense is baie keer geneig om meer aan te vat soos dat ons moer word. Ek wil nou nie vir algemeen nie, maar ons voel dan, ek moet meer, want hoe meer ek doen, hoe meer suksesvol lyk dit vir ander mense. Want as ek besig bly, lyk dit asof ek ten minste besig is met ietsie, en dit bring dan sukses in my lewe, en mense kyk dan van hoe besig ek is, en eer my daarvoor, en sê, sjoe, jy doen soveel, en dan vat ons nog goeders aan, maar eintlik het ons te veel hooi op ons vurk, en dan bid ons nog, Here, gee vir my 'n groter vurk, sodat ek kan meer hooi opsit, want hoe minder ek voel, hoe minder ek vol word, hoe meer besiger word ek, want ek is in 'n illusie, dat as ek meer, word ek voller. Ek is in 'n illusie, as ek net meer het, as ek net meer geloof het, as ek net meer dit, as ek net meer hierdie het, sal ek vol word, maar eintlik is ons besig met al die gejaag na meer, word jy leer. Want jy kry nie die satisfaksie wat Christus jou sal kan ooit bied nie. Jy kry nooit die satisfaksie om te sê, as ek Jesus het ek genoeg nie. En ja, ons kan ook soms na die materiële dinge neig. Om te sê, maar as ek hierdie goed doen, want dan kry ek die lof en prys van mense, en dit is 'n wip en 'n strik wat die vyand vir ons gee, en ek gaan gou vinnig, ek gaan net gou hierdie sê, en ek gaan dit nie weer sê nie, en daar gaan ek dit later sê, wanneer ek kom praat oor die materiële dinge, waarna ons smag en soek en meer, sê ek nie, dis verkeerd, dat jy mag geld hê nie. Dis wat ek sê nie, en julle ken my hart, julle weet, ek praat nie oor finansies somme nie, en ek vanoggend is ook nie anders nie. Want die Bybel sê vir ons, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Nie geld nie. Want die Here weet, ons het finansies nodig om te kan leef, om te kan oorleef. Die Here weet dit. En ek sê ook nie, dis verkeerd om materiële dinge te hê, as jy vir 'n nuwe kar kan koop, mooi, dis goed so. Ek sê ook nie, jy moet nie kyk na jouself in jou ou dag nie. Maar wat ek wel sê, is pas op dat jy nie so jaag na al die goed, dat jy Christus mis nie. Dat jy so jaag om meer te kry, en dis presies wat die wêreld doen. Gaan kyk maar na die advertensies op TV, of op YouTube, of op Instagram, Facebook, of wat ook al, is die advertensies so goed geontwerp, dat al het jy nie hierdie ding nodig nie, man, jy soek dit. Jy sal gaan, hierdie ding soek jy. En al kort jy dit nie, en dis my punt wat ek wil kom maak.
Die vyand laat jou glo dat dit wat jy nie het nie, is dit wat jy kort. Maar met die ander woorde, dit wat jy het, it's not good enough. Jy moet meer. Jy moet meer dit, jy moet meer dat, groter dit, verder gaan, groter gaan. En dan val ons in die struik van keeping up with the Joneses. En die vyand vang ons daarmee, en dan begin ons te begeer wat ander mense het, ons begin te doen wat ander mense doen, heeltemal buite jou karakter, omdat jy dink meer is goed genoeg. Want die Bybel, in die wêreld leer ons lessies maar, ja, in 'n sekere sin is dit pas die wêreld dit toe, met ander woorde, as jy te veel spice op jou steak gooi, is dit bad. Maar die wêreld vang jou, en die vyand vang jou, en deceive jou, en sê, maar meer is meer. As jy meer het, is jy suksesvol. Kyk die prys en die eer wat jy by mense kry, omdat jy het, en ons voel, wow, maar okay, dis wat my vol maak, en ons streef daarna, en ons leef daarna, en alles, broers en susters, is net 'n gejaag na wind. Want ons kan nie dit wat ons hier opgaar, hier op aarde, kan ons nie hemel toe vat nie. So asseblief, ek sê nie die Here mag jou nie seën met materiële dinge, die Here mag dit doen, en die Here kan dit doen, en die Here doen dit, en is goed so. Maar pas op dat ons nie die struik val van, as ek moet meer, want dan is dit wat ons het, dan voel ons dis nie goed genoeg nie, dan is ons nie vergenoeg met dit wat ons het nie, en dan is ons net meer. So ons moet op 'n punt kom wat ons afskaal. Die gewoonte van eenvoud, die gewoonte om minder, want as ek minder aanpak, het ek meer tyd vir Christus Jesus. En dis 'n struik waarin ons so vinnig val. Ons hou onsself so besig met al die goed, meer, dat ek kom nie by die Here uit nie. Ons mis dan die goed wat ons werklik belangrik is, soos jou kinders. Jou kinders het jou tyd nodig, nie jou besittings nodig nie. Jou kinders soek jou. Jou vrou soek jou. Jou man soek jou. Jesus soek jou. Hy's nie geïnteresseerd in wat jy het nie, maar dit wat jy het, om vir hom te gee. En dis wat ons het. En dis wat ons sing, julle. Here, ek gee my hart. Ek gee U my siel. Ek leef vir U alleen. So asseblief, die Here mag jou besigheid en jou werk en jou beroep seën 100%. En dis presies wat die vyand kom doen het in die tuin van Eden. Hoor gou hierson. In Genesis 2 vers 15 tot vers 17, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ek dink hier kan 'n duideliker boodskap aan Adam wees, want die Here gee hierdie vir Adam, en toe die Here vir hom gesê, dis nie goed dat mens alleen is nie, en toe maak hy vir hom sy vrou Eva, en hulle is man en vrou, man en manin. So in ander woorde, God sê dit vir Adam, en Adam moet dit vir sy vrou Eva sê. Sê, weet jy wat skat, ons kan van al die bome in hierdie pragtige tuin eet, behalwe van hierdie boom in die middel, die boom van kennis van goed en kwaad. Want Vader het gesê, as ons daarvan eet, sal ons sekerlik sterwe. Ek dink nie daar's 'n duideliker waarskuwing wat die Here kon vir hulle gee nie, oorgegaan. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. So kyk gou, hoe kom die vyand? Hy sê, maar julle mag nie van nee, ons mag van die bome eet. En die vrou antwoord sê, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. En hy is nie verkeerd nie, want hulle het nie fisies gesterf nie. Maar geestelik pluk ons vandag nog die vrugte van dit wat gebeur in die tuin van Eden. Die loon van die sonde is die dood, oorgegaan. Maar God weet dat as jy daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, hy 'n lus was vir die oë. Nie 'n lus vir die gees nie, nie 'n lus vir verstand nie,
Nie 'n lus vir die siel nie, 'n lus vir die oë. En dit is presies waarmee die vyand ons as mens vandag nog vang. The pride of life and the lust of the flesh. Die lus vir die oë. Dit lyk aanloklik en dan gaan hy verder, hy sê ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man wat by haar en hy het geëet. So aan word die vyand kom, hy sê, weet jy wat Eva, jy het alles in die tuin, maar jy kort meer. Jy het alles, ek meen die Here gee vir julle alles hierso. Maar as jy net hier dingetjie eet, dan sal jy meer hê. En Eva val vir dit. Soos ons as mens ook vir dit val om te sê, maar as ek meer. Ons gaan so ver om te sê ek word meer geloof. As ek net meer geloof het, hoor gou wat sê Jesus Christus, en hier is die verhaal in Matteus 17, waar die disippels nie die demoon kon uitdryf uit die kind uit nie, en hulle vra vir Jesus, maar hoekom kon ons nie hierdie uitgedryf het nie? Hoekom kon ons die demoon uitgedryf het nie? En Matteus 17 vers 20 vers 21 tot vers 21 sê, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sê julle vir hierdie berg, sê gaan weg vir hiervandaan daartoe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nie meer geloof nie, geloof soos 'n mosterdsaad. En dan hierdie wil ek lees. En ek wil nie daar praat nou nie, maar hierdie skrifvers word uitgehaal uit van ons Bybels. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Die Here gee ons 'n waarheid. Die Here gee ons 'n stukkie waarheid. Iets wat hy sê, maar as jy hierdie doen, sal hierdie gebeur. Ook 'n gewoonte daarvan. Ook om te kan vas en te kan bid. En miskien moet ons een of ander tyd praat bietjie oor vas weer. En wat vas vir ons inhou. En wat vas aan ons geestelik doen. En hoe vas werk. Want vas is iets wat ons as mens vrymaak en verlos. En want Jesus sê, hierdie goed gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. Maar Jesus kom beklemtoon, en hy sê nie oor meer geloof nie, hy sê aktiewe geloof. As jy aktiewe geloof het, so grootste mosterdsaad, sê vir hierdie berg, jy gaan daartoe, en niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Hoekom? Want jy weet waarna is jou geloof geanker. Want ons moenie vra vir meer geloof nie, ons vra vir aktiewe geloof. Geloof wat geanker is en gefestig is op Christus Jesus. Ons moet versigtig wees dat ons soek na meer, ons nie weerhou van 'n lewe van vreugde nie. Want jy sal nooit gesatisfy word as jy soekend bly na dinge wat jou nie kan versadig nie. En dit is aardse dinge. Dis wêreldse goed. Want as ons Jesus het ons genoeg. En dit is hoekom ons sê die gewoonte van eenvoud. Die gewoonte om af te skaal sodat Christus kan meer. Die gewoonte om te sê, Here, kom maak my bewus van die meer waarna ek jaag. En kom help my om dit af te lê sodat ek kan minder. Geef vir my meer, hoor nou, meer van my minder. Maar gee vir my meer van dit wat my volmaak, Here. Dat ek nie strewe daarna om my so besig te hou en alles is gejaag na wind nie. Want al wat gaan staan voor Christus Jesus is jy en jou aardse werke. Die Bybel praat daarvan. Die loon wat ons gaan kry in Christus Jesus. Nie al die ander goed nie. Handelinge 27 vers 35 tot vers 38, nadat hy dit gesê het, so ons weet hierdie Paulus is op die boot, die wind is besig en die reën en die golwe is besig om die boot te roer en dit is verskriklik en hulle gooi goeders afal en nadat hy dit gesê dat die brood gevat, God voor almal gedank, 'n stuk afgebreek en begin eet en hulle het toe almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense op die skip. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die skip nog ligter gemaak, die res van die koringvrag oorboord te gooi. Want hulle het geweet, this is weighing them down. Hulle het alles probeer hulle vermoë om net te kan oorleef op die skip. En eintlik kom Paulus, hy sê vir hulle manne, hierdie skip gaan vergaan. Hierdie skip gaan vergaan, maar nie een siel sal verlore gaan nie.
Nie een mens sal verlore gaan nie, want vir 14 nagte en 14 dae eet hierdie manne niks nie, want hulle was bang en benoud. En Paulus kom en hy bid en hy dank God en hy breek die brood en hulle eet en hulle sê nadat hulle genoeg gehad het, gooi hulle alles oorboord. Los nie vir hulle 'n doggy bag oor nie. En dis presies in ons lewe, ons moet leer om genoeg te hê. Ons moet leer wanneer is genoeg vir my as mens. En om genoeg te hê is om vergenoeg te wees met dit wat ons het. Om te weet alleenlik het ek dit as gevolg van Christus Jesus. Ja, dis ons gawes en talente ook 100%, maar van waar af kom dit? Kom van Christus Jesus af. En weer eens, julle asseblief, ek sê nie jy moet ophou werk nie. Ek sê nie jy moet ophou werk en die Bybel sê nee, ek moet klaarmaak met al hierdie aardse goed, want ons het ook ons soos wat ek in die begin gesê het, ons het finansies nodig om te oorleef. Maar Christus laat ons fokus op ietsie anderste. Hy laat ons fokus op Matteus 6 vers 30 tot vers 34. Hoor gou hierso. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. En hoeveel keer wil ons eers seker maak, ek my kinders skoolgeld betaal, al die goeders, al die aardse goed. Die Here sê vir ons, man, ek weet wat het jy nodig. Ek weet waarna jy soek, wat jy kort in jou waar jy ook al is. Die Here sê, as jy my soek, as jy my eerste sit, as jy net 'n oomblik ophou bietjie, net rustig raak en my soek, sal ek vir julle al hierdie dinge gee. En ons kan so probeer om meer te kry, dat ons self moeg werk, en dan mis ons dat vir ons werklik belangrik is, weer eens soos jou kinders, jou geliefdes, die mense om jou. Dink net gou hoeveel keer ons al nee gesê het vir die dinge wat saak maak in ons lewe, vir die dinge wat nie saak maak nie. Hoeveel keer het ons al vir Jesus nee gesê oor dinge en as gevolg van dinge wat nie saak maak nie. En ek wil nie op tone trap nie, ek wil nie oor die vingers stik nie. Hoe maklik kan ons opstaan om vroeg te ry op vakansie? Hoe maklik kan ons opstaan om iets te gaan doen? Maar die oomblik as ons moet opstaan vir ons Jesus, dan bly ons lê. Want Jesus sal mos my hart ken. Hy verstaan mos. Hy verstaan dat ek is moeg. Maar verstaan ons ook dat Jesus jou wil roep in jou binnekamer in? Verstaan ons ook dat Jesus wil met jou tyd maak, sodat jy kan vol word, sodat jy kan gee vir ander mense? Hoeveel keer het ons al nee gesê vir dinge wat belangrik is, in ruil vir dinge wat ons tyd steel? En dis hoekom ons gesê het ook in die begin van hierdie jaar, mag ons die onderskei tussen die geleenthede wat jou tyd steel, en geleenthede wat jou dryf na geestelike groei toe. Want daar is sekere geleenthede wat die Here oor ons pad stuur. Dan is daar sekere geleenthede wat die vyand oor ons pad stuur. En as ons nie kan onderskei wat sien is wat nie, gaan jy jouself moeg werk. Gaan jy op 'n punt kom en dan gaan ons voel, Here, my lewe beteken niks. Here, hier is net 'n gejaag na niks. As God dan weet wat ek en u nodig het, en as God dan in staat is om dit te kan gee, hoekom sal ek bekommerd wees oor die dag van môre? As môre net vir ons angs bring en bekommernis bring. As die Here weet wat jy nodig het in elke fase van jou lewe, is dit nie dan tyd dat ons om regtig eers te soek nie. Dat ons bietjie minder van dit waarmee ons besig is, bietjie afskaal, weer terugkom na die eenvoud toe, net om Christus te soek. Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 19 tot vers 21, ek lees die Amplified uit, do not store up for yourselves material treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven,
where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat die Here dit vir ons sê, vers 21? For where your treasures is, there your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers will also be. Dis hoekom Jesus sê, moenie vir jou opgaar hier nie. Gaar vir jou op in ewigheid eendag, in die hemele eendag, want daar waar jou skatte is, dis waar jou hart is, en waar jou hart is daaruit waaruit jy leef. There your heart is, your wishes, your desires, that which your life centers will also be. So waarom is jou lewe gebou? Wat is die middelpunt van ons lewe? Is dit die materiële dinge, of is dit die goddelike dinge? Die dinge wat vir God aanvaarbaar en aanneemlik is. Jou fokus en jou begeerte sal gaan waar jou hart is. Jesus leer ons eintlik dat al die aardse dinge wat ons so by mekaar maak, nie hou nie. Die goed breek. Die goed word gesteel. Daar gebeur dinge en ons is dankie vir versekering en al die goed, sodat ons weer kan meer kry. Dus asseblief, ek sê nie, moenie verseker of medies, is dit ek sê nie, asseblief. Maar dit wys net ons mentaliteit van meer. En die Here sê vir ons, hierdie goed breek, hierdie goed verniel, dit verander weer. Maar as jy vir jou skatte in hemel by mekaar maak, kan dit nie verniel of verander weer word nie. En dan word ons kwaad en negatief as die goeders breek of gesteel word, omdat ons blydskap gevind is in hierdie materiële goed. In plaas van om te sê, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel. En julle, ek weet, dit is makliker gesê as gedaan, ek weet. Sal is daar nie meer vee in die kraal, al is die krale leeg, en al is nie meer oes op die landerye oor nie, en al is meer graan in die skure oor nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Besef ons wat dit behels vir ons. Om vas te staan in Jesus Christus, al het ons nie meer nie. 1 Timotheus 6 vers 5, of 1 Timothy 6 vers 10, ek lees weer die Amplified, ons gaan 'n paar Engelse verse lees, omdat ons so lekker Afrikaans gesing het, so hy balanseer hom uit bietjie. For the love of money, that is the greedy desire for it, and the willingness to gain it unethically, is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. En as ons gaan aanhou geld jaag, gaan jy dit op 'n onwaardige manier wil verkry ook. Pas op vir dit. En dis hoekom ons sê, hulle sê nie geld is die wortel van alle kwaad nie, die liefde, die greed, die lust vir geld, vir meer, dit is die wortel van alle kwaad. Want die Here mag ons seën. Die Here seën ons, amper sê ek, die Here doen seën ons. Die Here seën ons in ons werk, in ons beroep, in ons besigheid. Dis wat die Here doen en hy mag dit doen en dis okay. En jy mag vir jou nuwe voertuig, dit is regtig fyn. Ek praat nie teen dit nie, julle. Maar pas op vir die boom in die middel van jou lewe. Om te sê, maar ek moet meer. Pas op vir greed. Pas op vir dit. As jy jou lewe wil verander jou gewoontes. As jy jou gewoontes wil verander, laat toe dat God jou hart kom verander. Want ons moet die gewoontes aanleer wat die Here vir ons gee, om te lei tot geestelike groei. Hebreërs 12 vers 1 tot vers 3 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde, soos 'n las en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop. Hierdie vers is vir my geskryf, en ek glo vir mense wat ook soos ek voel, want hy sê nie die wedloop hardloop nie, die wedloop loop. So jy mag loop in hierdie wedloop van Jesus Christus. Hoor, jy hoef net te gaan tot op die bitter einde toe nie. Wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Praat hardloop hierdie wedloop met volharding, gooi die las af, die las van ek moet meer.
Ek wil lees hierso in Hebreërs of uit die Amplified uit ook. Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us. Let us walk, run with endurance and active persistence the race that is set before us. Strip off every unnecessary weight. Gooi af elke ding, hierdie gewig wat jy dra, gooi dit af. En die sonde wat ons so maklik onderkry, which so cleverly entangles us. Maak klaar met hierdie goed, en dan gaan hy verder, hy sê, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the same, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, sy godheid, his authority, and the completion of his work. Just consider and meditate on him who endured from sinners such bitter hospitality against himself. Consider it in comparison with your trials, so that you will not grow weary and lose heart. Antwoorde, hou jou oë op Jesus Christus wat ook deur moeilike tye was. Hy het volhard, so jy kan volhard ook. Want Jesus sê die dinge wat ek gedoen het, sal jy ook doen. En ons is baie keer gefokus op die wonderwerke. Maar as Jesus die kruis kon verdra het, kan jy ook verdra waardeur jy gaan. Want Christus gee ons daardie krag. En dan kom moeilike tye, en dan kom seer in hierdie wêreld. Maar kom ons vra die Here. Kom ons vra die Here, Here, wat is daar wat ek moet van minder? En baie keer wanneer ons hierdie in 'n boodskap noem, dan skiep ons vinnig oor dit. Vra die Here, wat is dit? En ons gaan aan. Maar kom ons staan gou vinnig stil hierso vir 'n rukkie. Kom ons vra die Here. Vra die Here, Here, wat is daar wat ek moet van minder in my lewe? En die Here kan vir jou in 'n oomblik wys. En dalk is dit so van ons, wat ons dadelik weet, wat is daai ding wat ek moet van minder, omdat die Here dalk 'n geruime tyd al met jou met die ding besig is. Vra die Here. Want dit is so belangrik vir ons om vir die Here te vra om vir ons te identifiseer. Here, wat is dit waarmee ek besig is wat my tyd vat? Wat is dit waarmee ek besig is, wat my tyd roof? Want Prediker 4 vers 6 sê, een handvol rus is beter as al te vuiste vol moeite en gejaag na wind. So, vra die Here, wat is hierdie een hand van rus, dit wat ek nodig het? Vra die Here. Vra Here, wat is dit wat ek moet laat gaan in my lewe? Dat ek nie al twee hande vol moeite en gejaag na wind het nie. Want as ons een hand vol rus het, het jy 'n ander hand beskikbaar, wat jy kan troos en bemin, en het jy nog tyd oor vir ander mense ook. Wat is dit, Here? Wat is dit waarvan ek my vuiste moet laat gaan? Wat 'n gejaag na wind is, wat my weerhou om by U uit te kom? Here, wat is daai een ding, of 'n paar dinge, wat ek moet klaarmaak van in my lewe? Want die belangrike dinge in ons lewe is nie jou besittings nie. Die belangrike dinge in jou lewe is die mense om jou. Dis jou vrou. Vrouens, dis jou man. Dis jou kinders. Dis jou vriende. Dis jou familie saam met wie jy lag en kan mal wees en laf wees. Jou familie of jou familie wat jou aanvaar net soos jy is sonder enige voorgee. Want met vreemde mense gee ons 'n bietjie voor. Maar by jou familie kan jy mal wees. En hulle aanvaar jou in jou malligheid. Dis waardevol. Daai tye wat jy so met jou familie en vriende het wat jy lag. Maar ons ook tyd wat ons huil. Jou belangrikste goed op hierdie aarde is
materiële dinge nie. Dis die mense om jou. Want julle, ons weet nie wat ons het, totdat dit nie meer daar so is nie. Ons weet nie wat vir ons waardevol is, totdat ons dit begin mis nie. Daarom is dit vir ons belangrik, om te sê, Here, kom wys my, waarvan moet ek minder? Wat is dit wat ek moet afskaal mee? Want ons kan so besig wees om te dink, maar as ek net vir my kinders kan 'n beter lewe finansiëel gee, dan werk ek myself so klaar, dat my kinders het nie eers tyd nie, met my nie. Ek is so besig, my kop is so, ek gaan net, want ek wil vir hulle beter lewe gee. Broers en susters, jou kinders soek nie jou besittings nie. Hulle soek jou. Hulle soek jou drukkie. Hulle soek jou woorde van bemoediging. Hulle soek jou vashou in die aand. Hulle soek jou hallo sê in die oggend. Hulle soek jou wat jy hulle pap vir hulle gee in die oggend, die maak hulle wak. Dis wat hulle soek. En daarom moet ons, en dit is net iets wat die Here vir jou kan kom wys. Ek kan nie vir jou sê vanoggend, wat is dit wat jou besig hou, want ons van ons goed wat anders is, as die volgende ou sin. Maar asseblief pas op, vir tydrowers in jou lewe. Want hierdie wat ons hier het, die mense om jou, dis belangrik. Dis wat vir die Here saak maak. Jou verhouding met Jesus Christus, dis wat saak maak. Hoeveel keer het ons al nee gesê vir die dinge van Jesus Christus, vir goed waarmee ons onsself besig hou. Ek maak klaar met hierdie skrifvers. Filippense 4 vers 11 tot vers 13, weer uit die Amplified, en Paulus skryf hierso. Not that I speak from any personal need, for I have learned to be content, vergenoegd, and self-sufficient through Christ. Nie deur enigiets anders nie. Not my personal gain, but through Christ. Satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy. Ek dink dit beteken dis wanneer jy weet, jy het nou genoeg in die Here. Is wanneer jy op 'n punt kom wat jy sê, I am satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy. Want voor my gedagtes gaan nie na wat moet ek anders doen nie, wat moet ek meer doen om te kan hierdie nie. En broers en susters, dit kry net by God die Vader. Net by Jesus Christus. Hy sê, regardless of my circumstances, nou Paulus was deur 'n paar goed, I know how to get along and live humbly in difficult times. And I also know how to enjoy abundance and live in prosperity. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing life. Whether well-fed or going hungry, whether having an abundance or being in need, I can do all things which He has called me to do through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. Ek weet nie, wanneer was dit ons aan die woord infuse gaan kyk? Gaan meng 'n bietjie van dag, dis lekker warm, so gaan meng vir jou 'n lekker glas Ouros. Dis infuse. Eers drink Ouros net so, verskriklik soet, gaan drink water net so, baie lekker, maar nou gaan infuse dit. Gaan infuse dit is wanneer dit 'n perfekte ratio is van 1:7 of hoeveel, dit is wanneer dit perfek is. En dis wat beteken om infused te wees met Christus Jesus ook. To give you confident and peace. To strengthen who infuses me with inner strength and confident peace. En dis ek bid vir elke een van ons vanoggend. Dat die Here jou kan kom vul met inner vreugde en krag in jou lewe waar jy nou is. Maar mag ek vir ons huiswerk gee om te gaan hoor by Jesus Christus. Here, wat is dit wat ek moet van minder, sodat ek kan vol word van dit wat my werklik belangrik is in die lewe. Ons bid, Vader, ek wil vir U dankie sê dat ons self-sufficient is in Christ's sufficiency. Ons is selfstandig in die oorvloed van Christus Jesus. En Vader, ek wil vir U dankie sê dat U ons help, Here Jesus, waar ons ook al is.
Maar Vader, ek dink die probleem kom in, is hier dat ons het trust issues wanneer dit kom by God die Vader. Ons het trust issues wanneer U sê, my kind, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Want die hemelse Vader weet jy al die dinge nodig het. Moenie bekommerd wees wat jy gaan eet of drink of aantrek nie, want die Here weet jy het hierdie goed nodig. Maar soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Nee, ek dink dis waar ons as mens val, ons sukkel om U te vertrou. Want Here Jesus, die woord sê, moet jy bekommerd wees, maar Vader, ons kan nie help om bekommerd te wees nie. Maar Vader, kom help ons om werklik te fokus op die dinge wat saak maak in ons lewe. Asseblief, Here. Kom wys ons wat ek moet minder in my lewe, minder nastreef, minder najaag. Want beter is een hand vol rus as twee vuiste vol bekommernis en angs en moeite en gejaag na wind. En dis al wat dit vir ons bring wanneer ons meer en meer en meer en meer. En dit skep vir ons 'n leefstyl wat ons nie kan onderhou nie. En Vader, ons hoef nie 'n leefstyl te onderhou wat ander mense behaag nie. Wanneer as ek U het ek genoeg. Want in U sal U vir my gee wat ek nodig het. Here, mag ons nie so deceived word deur die vyand, dat ons dink, maar ek moet nog kry en ek moet nog hê, want dit is my suksesverhaal nie. Dat ek kort dinge wat ek nie het nie. Want U sal vir my gee wat ek kort. U is die een wat my sal onderhou tot die bitter einde toe. En Here, soos ek sê, ons mag voorsiening maak vir ons ou dag. Ons is verstel om dit te doen, Here. Maar Vader, om te weet ook dat Jesus is ook in my ou dag. Jesus is ook daar wanneer ek op pensioen gaan, Here. En soms sê ek sal vir jou voorsien. Here, daarom sê ek is nie teen dit. Ek is nie teen dat ons versekering kry en al die goed, Here. Ek sê ek is nie teen dit nie, Here. Ek sê teen die materiële dinge wat U vir ons kan gee nie, maar ons moet pas op dat dit nie ons God word nie. Die Vader se vraag het elkeen van ons kom seën en beskerm, behoed en bewaar. Here, mag ons bewus wees van U teenwoordigheid, asseblief, Here. Here, kom gee vir my minder, sodat U kan meer word in my lewe. Kom wys my wat ek moet afskaal, Here. Ek elke las afgooi en die sonde ook wat my so verstik. Which so cleverly entangles you. En Vader, kom wys ons vanoggend, dalk is al goed dat nou in jou hart val, wat die Here wil hê jy moet minder van, wat tyd by jou familie vat. Want dis wat saak maak, is jou vrou en jou kinders, jou man en jou kinders, jou familie, jou vriende. En Vader, ons bring al die eer en al die lof kom U toe. Kom help ons met hierdie gewoonte. Here Jesus, en 'n gewoonte word geleer, so dit gaan vir ons tyd vat, Here, om minder te gaan. Dit gaan vir ons tyd maak om af te skaal en om te kan nee sê. Dit gaan vir ons tyd vat, Here. Maar kom help ons dat ons sal kon fokus op die gewoonte van eenvoud. En as dit so mooi is van die evangelie, die eenvoud daarvan, en ek bedoel dit in die grootste met die grootste respek, die eenvoud van die evangelie. Die simplicity of the gospel, die eenvoud om U te voel, om U te ervaar, om te weet, Here, U is naby. En so bid ek, Vader, kom versterk ons in die week, Here, kom gee ons krag, wysheid en kennis en wat ons nodig het, Here. Om hierdie dag klaar te maak, hierdie week klaar te maak, tot die beste van ons vermoë vir en deur U. En ons bring al die lof en eer, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.